Geliefdes, terwyl ons net so staan, kom ons buig ons hoofde. Ons wonderlike Vader, wat 'n onbeskryflike genade, dat ons tot U mag nader. Vader Jahwe, dat ons juis op grond van die oorwinning van Yeshua, van die offer van Yeshua, sy bloed, wat ons skuld totaal verlos het, uitgevee het, sodat die woord sê, U dink nooit weer daaraan nie. Dankie dat ons juis in daardie gesag voor U mag verskyn, nie in onsself nie, onverdienste diensknegte, kinders van die lewende God. En daarom, wanneer ons die woord ook vanmiddag hanteer, is ons gebed, Vader Jahwe, wees U die een wat ons onderrig en leer, want ons het een begeerte, en dis om U welbehaaglik te wees. En Vader Jahwe, ons wil ook regtig vra vir elkeen van ons, daar waar ons soms swak is, daar waar ons wil tekort skiet, daar waar ons oorgawe te min is, wil U deur die Heilige Gees werklik ons kragtig ondersteun en ons vorm en ons rig tot lof en tot eer van U naam. Dankie dat ons dit mag vra in die wonderlike naam van Yeshua, ons Messia. Amen. U kan gerus sit, hartlike goeiemiddag geliefdes. Ek wil nou sê, is 'n lekkerte om weer 'n bietjie by U in Senekal te kuier. Ek wil gou seker maak, OJ, kan julle duidelik hoor daar? Nou ja, kom ons blaai saam na Matteus 25 toe vir ons teksgedeelte. Matteus 25. En ons skryf bo aan die boodskap, begrawe jy of woeker jy? Begrawe jy of woeker jy? En ons lees daar, Matteus 25, ons gaan vanaf vers 14 af, gaan ons lees, en dit handel oor die baie bekende gelykenis, maar my gebed is dat as ons dit klaar hanteer het, dat elkeen van ons sal weet wat sê die gelykenis en waartoe roep dit my, want hierdie gelykenis roep elkeen van ons tot 'n spesifieke optrede, en daarom dan die tema van die boodskap, woeker jy of begrawe jy? Kom ons lees dan vanaf vers 14 af. Want dit is soos 'n man wat op reis sou gaan, en sy diensknegte roep en aan hulle sy besittings toevertrou. En aan die een gee hy 5 talente, en aan die ander 2, en aan die ander 1, aan elkeen na sy vermoë. En hy het dadelik op reis gegaan. En die een wat 5 talente ontvang het, het daarmee gegaan woeker en 5 ander talente gewin, net so ook die een wat 2 te ontvang het, self ook 2 ander verdien. Maar hy wat 1 ontvang het, het in die grond gaan grawe en die geld van sy heer weggesteek. En na 'n lang tyd het die heer van daardie diensknegt gekom en met hom af te reken. En die een wat 5 talente ontvang het, kom toe en bring 5 ander talente en sê, meneer, 5 talente het u aan my toevertrou, hier het ek 5 ander talente daarby verdien. En sy heer sê vir hom, mooi so, goeie en getroue diensknegt. Aan weinig was jy getrou, aan veel sal ek jou, oor veel sal ek jou aanstel. Gaan in die vreugde van jou heer. En na die een wat 2 talente ontvang het, kom ook en sê, meneer, 2 talente het u aan my toevertrou, hier is 2 ander talente daarby verdien. Sy heer sê vir hom, mooi so goeie en getroue diensknegt, oor weinig was jy getrou, oor veel sal ek jou aanstel, gaan in die vreugde van jou heer. Tot sover het elkeen van hierdie 2 persone, dit wat hulle ontvang het, mee gewoeker, geywer, sodat hulle dit verdubbel het. Wanneer die meester terugkom, dan gee hulle vir hom dubbel. Nou, kom ons by die omkeer, vers 24. En die een wat die 1 talent ontvang het, kom en ook en sê, meneer, ek het u geken, dat u 'n harde man is, wat maai waar u nie gesaai het nie, en bymekaar maak waar u nie uitgestrooi het nie. Omdat ek bang was, het ek gegaan en u talent in die grond weggesteek. Hier het u wat aan u behoort. Maar die Heer antwoord en sê vir hom, jou slegte en luie diensknegt, jy het geweet dat ek maai waar ek nie gesaai het nie, en bymekaar maak waar ek nie uitgestrooi het nie. Daarom moes jy my geld by die wisselaars gestort het, en sou by my koms, wat aan my behoort, met rente ontvang het. Neem dan die talent van hom weg, en gee dit aan die een wat 10 talente het, want aan elkeen wat het, sal gegee word, en hy sal oorvloed hê. Maar van hom wat nie het nie, van hom sal weggeneem word ook wat hy het. En werp die nuttelose diensknegt uit in die buitenste duisternis, daar sal 'n geween wees en 'n geknars van tande. So amper 'n grove, 'n harde einde wanneer 'n mens hierdie gelykenis klaar hanteer. Nou, ek wil graag 4 dinge hanteer vanmiddag. Die eerste een is die historiese konteks
wanneer het hierdie gelykenis, wanneer vertel Yeshua hierdie gelykenis, en wat is die konteks daarvan? Die tweede ene, wat het dit dan nou vir die eerste hoorders beteken, en dan, wat beteken dit vir ons vir vandag, en dan laastens, wat leer dit ons van Yeshua? Nou, kom ons begin eers by die konteks. 2 dae voor Yeshua se kruisiging, sit hy op die Olyfberg, en dis met hierdie, ons praat daarvan as die profetiese rede. Julle kan onthou, heel aan die begin van Yeshua se prediking, sit hy ook op die Olyfberg, dan is dit die bergpredikasie. Julle kan dit onthou, Matteus 5, 6 en 7. Nou is dit aan die einde van sy prediking. 2 dae van nou af sal hy gekruisig word. So hy sit daar op die berg met die profeties en nou gee hy die profetiese rede. En hy sê op hierdie geleentheid, praat hy spesifiek oor die toekoms van Jerusalem en van die volk. En hy gee hierdie gelykenis as 'n beeld van Jerusalem, as 'n beeld van die volk wat sou gebeur het. Nou, net om vir julle interessantheid, 2 dae van daar af sou hy gekruisig word, 3 dae later sou hy opstaan, en 40 dae daarna sou hy opgevaar het. Sou hy weggegaan het. So onthou nou hierdie tema as ons nou daarby kom. Nou, hierdie hele gedeelte is Matteus 24, 25, Markus 13, Lukas 21, gaan alles oor, ons het al lekker in die verlede daaroor gehanteer. Dit gaan oor die oordeel oor Israel, oor Juda, die val van Jerusalem, die gevolge van, julle kan onthou, wanneer Yeshua daar by die vyeboom kom, en hy kry nie vye aan die boom nie. En dan vervloek hy daar die vyeboom. En dit word die beeld van, dan kan julle die ander gelykenis onthou van Yeshua, wat van die tuinier, wat by die boom kom en daar is die vrugte nie, en hy spit hom op en hy gee weer, en nog steeds is aan die vrugte nie, en hy sê, maar as 'n ander jaar kom en is nie daar nie, laat ek hom uitkap. Hierdie alles was 'n beeld van Jerusalem. Die tempelaanbidding, Juda, wat in Jerusalem was, wat Jahwe moes gedien het, wat moes vrugte dra, wat nie vrugte gedra het, die bly nou by my. En wat as gevolg daarvan geoordeel word, uitgekap word, Matteus 23, die aankondiging daarvan, en dan Markus 13 en Lukas 21, kan julle dit gaan lees, hierdie groot verdrukking en die koms van die verwoesting van Jerusalem, wat in daai tyd ondenkbaar was, en binne hierdie konteks, want hoe min het hierdie ouens geweet wat voor lê, bly gou vir 'n oomblik, hou dit nou in gedagte, nie net sou voor lê dat Yeshua opvaar nie, 40 jaar daarna sou die tempel en die aanbidding wat Israel geken het, totaal vernietig geword het. So dink julle in die posisie waarin Israel was van daai tyd, dit wat vir 1700 jaar hulle sekuriteit was, dit wat hulle veilige hawe was, die tempel, word vernietig. En nie net dit nie, die een wat hulle gedink het die Messia is, gaan van hulle af weg. Nou dit is die agtergrond waarin dit plaasgevind het. 2 dae van daar af sou hierdie gebeure begin plaasvind het. Nou kan ons vra, maar wat het die eerste hoorders gehoor? Wat was die eerste hoorders, wanneer hulle daar op die Olyfberg sit en die apostels sit daar om Yeshua en van die disippels, en Yeshua sê vir hulle van hierdie huisheer wat gaan weggaan, maar voordat hy weggaan, gee hy eers vir almal vir hierdie 3 diensknegte van hom, gee hy eers sekere, nou in daai tyd was 'n talent 'n enorme hoeveelheid geld. Dit was nie net, moenie net dink aan 'n paar rand of 'n paar sent nie, dit was 'n baie groot bedrag geld. 'n talent was 'n groot bedrag, 6000 denari. So dit was 'n enorme hoeveelheid, 'n skat, waarmee hulle iets moes gedoen het. So hierdie was 'n baie groot som geld wat hulle toevertrou is, waarmee hulle moes geywer het, waarmee hulle dan nou moes gewoeker het. En nou in die agtergrond was dit nie iets vreemds nie. In die kultuur van daai tyd kon 'n eienaar weggegaan het, hy kon of Egipte toe gegaan het, of Rome toe gegaan het op reis, en dan vertrou hy sy besittings en goederes toe aan diensknegte wat moes woeker daarmee. So dit was iets vreemds nie, dit was vir hulle heeltemal 'n bekende situasie gewees. Maar met die verwagting dat wanneer die huisheer terugkom, dat daardie goeie en getroue dienskneg die belange van die huisheer gedien het, en dat dit vooruit gegaan het. En daarom binne in hierdie konteks is dit Yeshua wat, en as jy dit nie gedoen het nie, was dit 'n teken van luiheid of van vrees, soos ons nou ook gaan sien. Nou, die vraag kan nou wees, wat sê die gelykenis? Die gelykenis is nie net 'n algemene gelykenis oor talente nie.
gaan oor 'n spesifieke konteks van die koninkryk en dis 'n dringende waarskuwing. Hoor graadvraag voor ons verder gaan. Leef ons nou nog vandag in dieselfde periode as daai 3 diensknegte? Daai 3 diensknegte se huisheer het weggegaan en hy was op pad om terug te kom. Nou wil ek gou vra, leef ons in dieselfde tyd as hulle? Is ons huisheer nog weg? Ons eienaar nog weg? Het hy al weggegaan? Ek vra dit eers. Ja, wanneer het hy weggegaan, Frik? Met sy opvaarding, goeie werk. Wanneer kom hy terug? Met sy wederkoms, dis lekker maklik. So, ek en jy is presies in daai selfe bootjie as wat hierdie 3 manne was. En nou kom ons binne daai konteks, hierdie 3 diensknegte, net om gou vinnig, dat julle net gou vinnig weer die tydsraam werk. 2 dae voor Yeshua se kruisiging, sit hy daar op die berg met die profetiese rede. 2 dae later word hy gekruisig. Hoeveel dae later staan hy op, Michael? 3 dae later, goeie werk. Hoeveel dae later vaar hy op? 40, goeie werk. So, 45 dae van daar af. Hier vertel Yeshua van die gelykenis van die huisheer wat gaan weggaan. 45 dae later word dit waar. En die huisheer gaan weg. Maar, wat het die huisheer eers gedoen voordat hy weggaan? Voordat Yeshua opgevaar het, wat sy bekende woorde, wat is die belangrikste ding wat hy doen voordat hy opvaar? Hy sterf en hy staan op uit die doodheid. Onthou nou, voor hy opvaar, voor hy weggaan, het hy wat gedoen? Die dood oorwin. Die koninkryk van die hemele het hy gestalte gevind in hom. Onthou wanneer ons praat van koninkryk, dan sê ons basileia, heerskappy. Matteus 28, kan julle onthou, vers 18 en 19, aan my is gegee alle mag in die hemel en op die aarde. So voor die huisheer weggegaan het, voor Yeshua weggegaan het, het hy totale oorwinning gebring en hy's koning van alles en hy het alles eienaarskap gevat oor alles. Onthou nou, dis nou belangrik. Maar wat maak hy ons dan? Medebedienaars van die koninkryk van Jahwe. Hy laat ons nie as wees agter nie. Hy gee vir ons die Heilige Gees. Hy maak van ons koningskinders, onthou nou, bly gou vinnig by my. Met Yeshua se sterfte en opstanding, sterf hy sodat ons geregverdig kan wees en hy beklee ons met alle geregtigheid. Hy verlos ons, hy verheerlik ons, hy maak ons erfgename, hy gee vir ons 'n belofte van die ewige lewe. Hy gee vir ons dit alles, gee hy vir ons in die opstanding van Yeshua en hy maak ons lewend. Julle wat dood was deur die misdaad het hy lewend gemaak deur die opstanding van Yeshua uit die dode. So bly nou vir 'n oomblik hierby. Yeshua gee dus voordat hy in sy opstanding die nuwe verbond, verlossing, genade, geregtigheid, die ewige lewe, dit alles gee hy daai moment aan ons. Maar wat verwag hy nou van ons? Jy moet dit leef. En as ons sê leef, dan word ons geroep om dit te woeker. Ek en jy, nou wil ek gou almal moet gou vir my kyk. Ek en jy moet daai genade van die redding in Yeshua, van die genade in Yeshua, moet ek en jy waaragtig leef. Hoe leef ons dit? Deur die vrug van die Heilige Gees. Wat is die eenvoudigste maatstaf om te toets of ek en jy in dankbaarheid aan Jahwe, in sy verlossing, in sy genade, in sy verhouding met Jahwe, as vrygekoopte kinders van Jahwe lewe, is die vrug van die Heilige Gees. Want wanneer die vrug uit my lewe na vore kom, dan getuig dit vir my die lewe van Yeshua in my, die werk van die Heilige Gees in my. Daarom, die talent wat ons ontvang, is die koninkryk van Jahwe. En elkeen van ons ontvang binne in hierdie koninkryk volgens Jahwe se maat, dit wat ons moet ontvang. Maar nou is die vraag, wat doen ek en jy met daai geloof? Wat doen ons met daai vertroue? Wat doen ons met daai genade wat Jahwe aan ons gegee het? En nou, om terug te kom na die tema toe. Belangrik, die verwagting is dat hierdie koninkryksbeginsel, hierdie oorwinning van Yeshua, ons gee 'n tree terug. Waaroor gaan geestelike oorlogvoering nou weer? As ons geestelike oorlogvoering op sy eenvoudigste vorm moet verduidelik, dan is dit om die oorwinning van Yeshua in my eie lewe te bevestig. Hoor mooi, geestelike oorlogvoering is nie iets vreemds nie. Wat is die eerste wapen? Die helm van verlossing. Die borsharnas van geregtigheid. My verlossing in Yeshua, my geregtigheid in Yeshua. Wie is waarheid? Die lendene omgord met die waarheid. Yeshua is daar die waarheid. En dan die skild van geloof en die woord in ons hand. Yeshua se oorwinning
was volmaak. Hy het ons lewend gemaak in 'n oomblik. Hy het die hel oorwin, hy het die Satan oorwin, hy het die dood vernietig, hy het die slang se kop vernietig, hy het lewe, lig, oorwinning, vrede, genade, barmhartigheid, goedheid, alles het hy gebring, en hy gee dit aan jou en aan my, om wat te doen? Om in dit te lewe. En jou vlees gaan alles doen om dit te verhinder. Jou vlees, soos hy daar sit, gaan wil negatief raak, moedeloos word, ongelowig word, ongeduldig word, geïrriteerd word, kwaad word, verslaaf word, begeerig word, wellustig word. Wat wil ons vlees doen? Ons vlees wil sorg dat jy nie kan vrug dra nie. Ons vlees wil jou beroof van die vrede van Jahwe. Ons vlees wil jou 'n slaaf maak van die sonde. Ons vlees wil hê dat my vlees wil hê dat ek so begeerig moet word op wat hy wil doen, en direkte bevrediging, en eie wil, en selfsug, en selfverheerliking, en mammon, en welis, en al daai dinge, want as ek besig is daarmee, is ek besig om die koninkryk van Jahwe te leef? Ry nou? Niks, hê nie? Niks. Is nie besig om die koninkryk te leef nie. Die koninkryk, die oorwinning van Yeshua, is om waaragtig elke dag te leef in wat Yeshua gedoen het. En daarom is geestelike oorlogvoering ons dit wat Yeshua klaar volbring het. Onthou wat sê Efesiërs 2, dat hy ons verlos het uit die dood, dat hy ons gaan haal het daar waar ons was, dat ek nie meer so intoe gaan nie, maar dat ek wandel soos Yeshua in geloof, in geregtigheid, in waarheid, en wat is 'n ander woord daarvoor? Die vrugte van die Gees. Hoe meer ek en jy dus, die koninkryk word dus geuiter in ons lewens, deur die vrug van die Gees wat ons dra. En daarom die vraag dan nou vanmiddag, hoe lyk die vrug van die Gees? Ywer jy in die vrug van die Gees in jou lewe? Die koninkryk van Jahwe begin by Yeshua se oorwinning, waarin hy aan ons die oorwinning gee. Blaai gaan na Efesiërs 4 toe. Hoor hoe mooi stel Efesiërs 4 dit. Nou, net so vir agtergrond, as jy het klaar, daar kyk gou op, want ek moet dit eers verduidelik voor ons dit lees. Voor Yeshua gekom het, was ons gevangenis. Frik, jy sê ja. Wie sê nog saam met Frik ja? Was ons gevangenis? Hé nie? Wat sê jy sê was ons gevangenis? Wat sê die Bybel? Absoluut. Ons was gevangenis. In wie se beheer was ons? Goeie werk, Marnus, in die Satan se beheer. Letterlik, fisies in die Satan se beheer. En wanneer Yeshua kom, onthou daai verduideliking van Matteus 12, dan is dit Yeshua wat kom en hy verslaan die Satan. Nou hy gebruik dit in Matteus 12 as die sterk man. Hy verslaan die sterk man en hy neem ons wat gevangenes was, gevangene vir hom. Hoor gou wat sê Efesiërs 4 vers 7. Maar aan elkeen van ons is die genade gegee volgens die mate van die gawe van Messia. Sluit nou aan by ons gelykenis, maar hoor nou die agtergrond. Daarom sê hy, toe hy opgevaar het in die hoogte, het hy gevangenes gevange geneem en gawes aan die mense gegee. Nou lekker eenvoudige taal. Toe Yeshua gekom het en die Satan oorwin, het hy gevangenes, wie is die gevangenes? Ek en jy, gevange geneem. Hy het ons gegryp, daarom is ons nou sy doelos, sy slawe, ons behoort aan hom, gekoop deur sy bloed. Hy het ons gegryp en geskenke gegee aan ons. Wat was daai geskenke? Die koninkryk van die hemele, die gawes, die koninkryksgawes, die talente waarvan ons leef. En hy het opgevaar. Maar wat gebeur nou? Hy kom terug. En hy kom terug na jou en my toe en hy sê, Marlies, ek het vir jou hierdie koninkryksbeginsels gegee. Ek het vir jou die vrug van die Gees gegee. Ek het die werking van die Heilige Gees vir jou gegee. Ek het my woord vir jou gegee. Ek het die evangelie van jou gegee. Wat het jy daarmee gedoen in die 50, 60, 70, 80, 90, 100 jaar wat jy geleef het op aarde? En dan gaan ek en jy daar staan en ons gaan sê, meester, ons het dit begrawe. Ek was besig met ander dinge. Of ja, ek het dit geleef, ek het met ywer dit geleef. Nou net in die konteks van die eerste hoorders. Wie dink julle was die ouens wat daai talent gaan begrawe het, wat gesê het, u is 'n streng meester, ons het geweet, u oes waar u nie gesaai het nie, en daarom het ons gevat en gaan begrawe. Niemand anders die Fariseërs nie. Want die Fariseërs was so deur hierdie streng wetgewing en ordelikheid, was hulle vreesbevange gewees, dat om die wet te breek, want dit was 'n uiters streng, veel eisende, ongenaakbare persepsie wat hulle van Jahwe gehad het. Jahwe is hierdie God wat gereed staan om te oordeel.
En daarom moet ons al hierdie werke presies doen. En dit was hulle interpretasie gewees. En dit is hoekom Yeshua in Matteus 23, Markus 17, hulle is so veroordeel. Wee julle, wee julle, wee julle. Want hoe harder jy in jou vlees dit doen terwille van jouself uit vrees uit, hoe minder gaan jy dit reg kry. Ek wil gou een ding vra. Is dit maklik om te verander? Goeie, ek vra hierdie kant, is dit maklik om te verander? Is dit maklik om te verander? Daar's van julle wat onseker is. Nou kom ek van alle illusie gestry. Dis vrek moeilik om te verander. Dis ontsaglik moeilik om te verander. Julle om te verander, geen wonder, Jeremia kom en hy vra, Jahwe bekeer my, dan sal ek my bekeer. Want geen verandering, geen ware bekering is moontlik deur die mens alleen nie. Jy kan hoe? Wie van julle het al nuwejaarsvoornemens gehad? Steek gehad, of wie het al 'n nuwejaarsvoornemen gehad? Ek glo ons almal. Ons almal het al op 'n stadium. Wie van julle het daarbey gehou? Okay, wie van julle het by 50% gehou? Wees gou eerlik. Steek gehad. As jy het, steek jou hand op. Dis julle is maar redelik hopeloos, hè? Ja! Ons is swak. Julle, vir ons om te verander is ontsaglik moeilik. Ons dink dis maklik, vir 2 weke baie, baie maklik. En dan is dit moeilik. Dis net die krag van Jahwe wat werklik 'n mens kan omdraai. Dis net die krag van Jahwe wat werklik, en as jy worstel, hoor my mooi ook vanmiddag, as jy dalk worstel en jy wil verander, en jy struikel en jy struikel en jy struikel, jy's in goeie geselskap, daar's baie van ons. Maar die een ding wat ons doen, ons gaan buig weer voor Jahwe, sê Vader, wees my genadig en help my. En ek hou nie op om hom te vra nie, en ek hou nie op om hom te dank dat hy my gaan verander, en ek bly stry, en ek bly bekeer, en ek bly buig, en ek bly vergifnis vra, en ek bly volhard, totdat hy op sy bestemde staan, my lewe omdraai, dat ek dit kan oorwin. Dis die verhaal van ons lewens. Want ons leer daai afhanklikheid van Jahwe. Ons leer dat in die tussentyd, dan bly ons volhard soos daardie 2 diensknegte om nie Jahwe te vrees nie. Bedoelende in 'n negatiewe vrees nie, maar Jahwe te erken as die God wat ons die lewe gegee het, maar ook die heilige God van hemel en aarde wat ons roep om die koninkryk te leef. Wat ons roep om die kosbaarste wat 'n mens kan ontvang op aarde in die koninkryk te kan leef. Want van alles wat daar is, dis nie koninkryke bou nie, dis nie vleeslike dinge nie, dis nie geld nie, dis nie rykdom nie, dis nie aansien nie. Wat is die kosbaarste op hierdie aarde om te kan deel in die koninkryk van die hemele? Weet julle wat se ironie? Niemand sien dit nie. Niemand hoor dit nie, niemand voel dit nie. Hulle kan die resultate daarvan sien in ons lewens. Maar hulle sien dit nie. En daarom die vraag dan nou vir ons vir vandag. Leef ons nog in daai tydperk tussen die Heer se gaan en sy terugkom? Ja. Dit roep ons tot die praktiese uitleef van die koninkryk. Om te woeker met die koninkryk, dit wat Jahwe vir my gegee het, en ek gaan dit nou mooi eenvoudig illustreer, om daarmee te woeker, sodat die koninkryk meer en meer gestalte in my lewe kry. Dat die vrug van die Heilige Gees, liefde, blydskap, vrede, geduld, lankmoedigheid, vriendelikheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing, dat dit al hoe meer oorvloedig word in my lewe. Let op, hierdie is baie belangrik. Dis nie net mooi gevoelens nie. Langmoedigheid, vriendelikheid, sagmoedigheid, alles is nie net mooi gevoelens nie. Dit is die konkrete uitleef van die koninkryk van die hemele. Hoe kry die koninkryk gestalte? Hoe breek die koninkryk deur? Vergifnis, genade, lankmoedigheid, liefde, geduld, vriendelikheid. Dis die kinders van Jahwe se lewe. Wanneer ons toelaat dat die Heilige Gees my verander en verander en verander deur die getuienis van die woord, deur my oorgawe aan Jahwe. Daarom word ons geroep om in liefde en vergifnis te groei. Nou kom ons by die praktyk uit. Hoe woeker ek en jy dan aan die koninkryk? Deurdat die koninkryks eienskappe van liefde en vergifnis 'n realiteit wees in my lewe, om lief te hê. En daarom is dit so belangrik, en ek wil almal van ons roep, om die een wat in jou huis is, die liefste te hê. Om te begin vanaand en te sê, moeite te doen en te sê, maar ek wil my maat lief hê, ek wil my kind lief hê, ek wil my kleinkind lief hê, ek gaan 'n opoffering bring, ek wil opgee, ek wil prys gee, ek wil lief hê, want dit is 'n daad, dis 'n daad, dis nie net 'n gevoel nie, of nee, kanselleer, dis nie 'n gevoel nie, dis 'n daad.
Want ek hou nie nou van Frik nie. En hy irriteer my en ek sal hom wil vermy en as hy by die voordeur instap, dan stap ek by die agterdeur uit. Maar die koninkryk van die hemel sê, ek moet vir Frik lief hê, so ek maak vir hom koffie en ek sê vir hom, Frik, ek hou nie baie van jou nie, maar kom ons drink koffie dat ek jou kan leer ken. Daar's hy opdrag om lief te hê, om te vergewe, om te verdra. Want Frik het dit en dit in die verlede teen my gedoen. Om vir hom te bid as ek sukkel om hom te vergewe. Dis koninkrykswerk om te sê, ek wil lief hê, want Jahwe het my lief gehad. Julle, kyk gou vinnig vir my. Marnus, verdien ons die liefde van Jahwe? Het jy deur jou optrede deel gehad aan Yeshua se kruisiging? Aan sy vloekpaal? Wow, stop. Ek gaan jou weer vra. Het jy deur jou optrede deel gehad aan die kruisiging van Yeshua? Ja, verseker, want my sonde het hom aan die vloekpaal geplaas. Michael, my ongehoorsaamheid, my eie willigheid, my hardkoppigheid het hom aan die vloekpaal geplaas. Daardie doringkroon, kom van my af. Die van 2000 jaar terug net nie. Hulle het dit gedoen weens ons sonde. En hy was my genadig. So hoeveel genade moet ek teenoor Frik hê en Frik teenoor my? 70 maal 7 keer. Om in blydskap en vrede met ander te wandel in my eie lewe. En ek kry net daai vrede as ek sekuriteit het in Jahwe. Julle hoor mooi, waar kom bekleierery vandaan? Waar kom twis en stry en eie willigheid en harde woorde en alles van onsekerheid vandaan? Waar kry ons veiligheid in Vader Jahwe om te sê, Jahwe, U het my lief. As jy tekort aan liefde het, as jy onseker is oor die omstandighede, bekommerd, wanneer word mense kwaad wanneer hulle bang is? Mense wat nie bang is nie, word nie kwaad nie. Mense wat kwaad word, ons word kwaad wanneer ek onseker voel. Wanneer ek dalk laat is en ek voel ek gaan te laat wees vir die afspraak en dis 'n ou wat voor my 40 ry, dan word ek geïrriteerd en kwaad. As ek rustig op 'n Saterdagmiddag uitstappie gaan en daar's geen haas nie en dan het ek vrede met die ou wat 40 ry. Maar as ek self bietjie onseker is, as ek self bietjie angstig is, dan word ek kwaad. As ek daai veiligheid in Jahwe vind om woede en jaloesie en bitterheid te kan oorwin, om die goedheid van Jahwe te oordink, om my te vul met sy liefde, met sy genade, om hom te vertrou. Dit bring kalmte in my lewe, dit vat die angstigheid weg. Geduld en sagmoedigheid, lankmoedigheid. Ek wil amper dit weer sê, lankmoedigheid. Die liefde, glo alles, hoop alles, nou wil ek wie is onlangste getroud, en verdra alles. Nie net 60% nie, dan wil ek gou vir die vrouens sê, nie so dat ek kan vies word en my wange opblaas nie, nie dat ek geïrriteerd kan wees met my man nie, verdra, ek wil net eers sê, julle manne skuld my hierna, verdra alles, is geduldig met alles, want ek moet my maat lief hê. Julle, dis nie, ek wil amper, ek sê ekskuus vir die Engels, dis nie rocket science nie, gaan jou man jou teleurstel? Ja, gaan hy jou soms seermaak? Ja, gaan jou vrou partykeer ongeduldig met jou wees? Ja, gaan sy temperamenteel wees? Dis die lewe. Wat jou opdrag, om haar lief te hê. Geduldig te wees, lankmoedig te wees, vriendelik te wees. En dan met die wat rondom jou is. Dis ons werk. Selfbeheersing. Ek wil amper sê selfbeheersing en selfbeheersing en selfbeheersing. En dan natuurlik om sê, Jahwe help my met selfbeheersing. Want selfbeheersing is 'n stryd. Jahwe help my. Vlug vir die sonde, vlug vir die versoekinge, vlug daarvoor, bly weg daarvan af. Soek aangesig van Jahwe. Weet julle wat? Om die koninkryk van Jahwe te leef, is om te oefen, en te oefen, en te struikel, en te oefen, en te oefen, en te oefen. Want verandering is nie maklik nie. Dit kos ywer, en daarom word dit verskryf as 'n stryd. En daarom onthou Jeremia 31:18, Jahwe bekeer my, dan sal ek bekeerd wees. Geliefdes, die belangrike vraag, hoor mooi, is nie hoeveel talente ek gekry het, hoeveel geloof, hoeveel dankbaar, van ons is spontaan dankbaar.
Van ons moet, jy weet, jy ken jou eie stryd. Moenie hand opsteek nie, maar van ons is maklik dankbaar. Van ons het 'n stryd. Van ons het baie geloof, jy kan staan vastig, jy twyfel nie baie nie, van ons twyfel makliker. Van ons het baie geduld, ander is daar ruimte vir verbetering. En by elkeen van ons is daar 'n mate het ons ontvang van die koninkryk en oor die oorwinning van die koninkryk, daai vrede, daai blydskap, daai liefde om te kan gee. Vir party is dit maklik om liefde te gee, vir ander is dit moeilik. Maar die een ding, hoor mooi, dit gaan nie oor hoe baie jy gekry het nie, maar wat jy doen met dit wat jy gekry het om daarmee te woeker tot eer van Jahwe. Benut dit tot eer van Jahwe. Ondersoek jouself en vra, waar kan ek groei? Dalk het ek geloof, as ek wysheid kort kom, julle kan onthou, bid daarvoor. Jahwe, help my om lief te hê, help my om te verdra. Maar wat doen ek daarmee? Jahwe is die bron. Yeshua is die koning, wat aan elkeen van ons die koninkryk gedeel het. Is dit 'n voorreg dat ons vandag aan die koninkryk kan deel hê? Ja. Jahwe vereis nie, en onthou wat sê hy, julle hoef nie op te klim in die hemel of diep onder in die aarde om te vind wat julle om my daar te vind nie. Ek sal in julle woon, onder julle wandel, ek sal vir julle God wees. Ek sal my gees in julle harte uitstort, wat roep Abba Vader, wat die vrug van die gees voortbring. Leef dit. Hy skenk aan ons die koninkryk, sodat ons daarin kan leef, maar nie net daarin stagnant kan leef en dit begrawe nie. Waaragtig dit te leef. En ek wil daarmee vanmiddag se boodskap saamvat en ek wil sê, leef jy die koninkryk. Leef jy jou redding. Dank jy Jahwe vir jou redding. Erken jy jou redding. Bely jy jou redding. Dankie Jahwe dat U my verlos het van sonde. Dankie dat my skuld. Al stoei ek nog met sonde nou en dan. Dankie dat U my reeds vergewe het. Dankie dat U my verlos het. Dankie vir U geregtigheid waarmee ek beklees, dat wanneer ek eendag voor die troon van genade staan, ek beklees in die geregtigheid van Yeshua en daar niemand kan, soos Sagaria 3, die Satan kan daar staan en hy kan geen aanklag teen jou bring nie. Niks. Want jy staan in die geregtigheid van Yeshua. Dis genade. Ek is verlos, ek is vernuwe, ek is geroep om 'n koningskind te wees, 'n erfgenaam met die verwagting van die ewige lewe. Leef jy dit? Dis die vraag. Of is dit net iets wat jy iewers in die kas bære? Ek is dit, maar maak dit toe, sit dit in die kas. Of bepaal dit jou lewe? Hy ken ons harte. Wat het daai ander man probeer doen, die man wat 1 talent gekry het? Meester, ek het dit begrawe, want. Verskonings gaan jou nie help nie. Jahwe ken jou hart. Ek is bang, ek is onseker, gaan nie werk nie. Die opdrag wat hy vir ons gee is, dien Jahwe, leef daardie koninkryk. Wat is die grootste wat ons ontvang? Nie die talente nie. Dis wonderbaar en dis kosbaar. Maar dis 'n getuienis van wat ons ontvang, maar wat ons nou moet leef. Maar wat is die, gaan in die vreugde van jou Heer. Oor weinig was jy getrou. Oor veel sal ek jou aanstel. Gaan in die vreugde van jou Heer. Mag dit wees waartoe ek en jy, dat ons daardie woorde sal hoor. Ek wil afsluit. Elkeen van ons, julle, blaai gou saam na Galasiërs toe. Blaai gou saam met my na Galasiërs toe. Galasiërs 5. Omdat ons verlos is, omdat ons geregverdig is, omdat ons nuut gemaak is. Maar die vrug van die Gees, Galasiërs 5 vers 22. En ek wil graag hê, toets vir jouself, wat kom vir jou maklik? Liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Dis 'n kort lysie van 'n paar dinge. Maar dis 'n begin. Om met dit te begin en te sê, vat dit vanaand in jou stiltyd en sê, Jahwe, help my, ek wil lief hê. Vra vir die Heilige Vader, Jahwe, help my deur die Heilige Gees, stort U liefde in my hart uit, ek wil lief hê. En neem daai stap. Ek wil lankmoedig wees, ek wil vandag in U naam lankmoedig wees, help my.
woeker met die koninkryk wat Jahwe vir elkeen van ons gegee het. Kom ons staan nou bid ons saam. Vader Jahwe, wil jy ons elkeen werklik help? Dat ons nie die wonderlike gawe wat U vir ons gegee het, net sal begrawe nie. Maar dat ons daarmee sal woeker, dat ons dit sal leef, dat ons sal oefen en oefen. En dankie vir die Heilige Gees wat ons genadig is en help, sodat U koninkryk soos daardie mosterdsaadjie kan groot word en 'n magtige boom word. En daarom, Vader Jahwe, dat daardie woorde van die koninkryk in die Onse Vader, laat U koninkryk ook in elkeen van ons gestalte vind. Laat U koninkryk sigbaar word in ons lewens, U heerskappy. Vader Jahwe, dat ons getuies sal wees van U heerskappy. Dankie dat ons dit mag vra in Yeshua se naam alleen. Amen. Terwyl ons net so staan, kom ons hef ons hande op en ons ontvang die seën van ons Vader. Jahwe sal ons seën en ons behoed. Jahwe sal sy aangesig oor ons laat skyn en ons genadig wees. Jahwe sal sy aangesig oor ons verhef en aan ons sy vrede gee. Amen. U kan gerus sit. Onthou gerus dat die hele beginsel van die koninkryk gaan oor die heerskappy. Want onthou Basileia, ek het dit aan die begin gesê, Basileia beteken die heerskappy van Jahwe. So moenie dink aan 'n koninkryk areaatjie nie. Dink aan die heerskappy van Jahwe. So as ons praat van die Basileia to Urano, of die koninkryk van die hemele, of die koninkryk van Jahwe, dan praat ons van die heerskappy van Jahwe wat sigbaar word. Daarom onthou, wanneer hy die duiwels uitdryf, Yeshua, dan sê hy, wanneer julle sien dat ek deur die vinger van God die duiwels uitdryf, dan weet julle dat die koninkryk van die hemel het by julle gekom. Daai heerskappy het sigbaar geword en daarom dryf Yeshua die demone uit. Daarom doen hy al die wondertekens om te wys die koninkryk is hier. Want waar was ons gewees? Slawe van Satan gewees. En nou kom en hy oorwin die Satan en hy oorwin die Satan totdat die vervulling van Genesis 3 dat hy hom die kop vermorsel, dat Yeshua uit die doodheid opstaan en hy ontvang die koninkryk as geheel. Hy vat die heerskappy neem hy oor en dan deel hy daai heerskappy met ons sodat ek en jy nie meer slawe van die sonde of van die wêreld, van die vlees hoef te wees, maar die koninkryk kan lewe. Dis ons roeping. En daarom, geliefdes, laat ons elkeen werklik woeker om die koninkryk te leef, gestalte te gee, as 'n getuienis dat ons dit leef.